Ons in die tyd van die jaar dink ons baie spesiaal aan die kruisiging en die tyd wat 2000 jaar terug gebeur het. Eers kom die skare en hulle volg Jesus in die stad in en hulle swaai die palmtakke, gooi hulle klere voor jou donkietjie waarop hy ry neer. Hosanna, Hosanna, roep hulle uit en hulle eer hom as koning. En 'n paar dae later roep die skare uit kruisig. Kruisig. En dan dink ek, joh, kan iets so verkeerd loop? Binne so kort tyd. Ek meen die Sondag het hulle geroep, Hosanna. En die Donderdag roep hulle uit, kruisig. Dit is 'n verskriklike ding. So lees ek hierdie, en ek het dit nie aangeteken, en ek wil dit graag net vir u lees wat iemand geskryf het. Hy sê, Goeie Vrydag het nie skielik gebeur nie. Die kruis was nie 'n tragedie wat buite beheer geraak het. Dit was die vervulling van God se plan. Ek wil dit weer vir julle lees, dat dit my so in my hart getref. 'n Mens dink, joh, jy weet, kan mense so te mekaar raak? Moet ons kwaad wees vir die Jode van die dag, of die tyd, of die uur, 2000 jaar terug, en sê, nee. Goeie Vrydag, wat ons doen, Goeie Vrydag, dit was 'n smaaklike, gebroke Vrydag. Dit was 'n verskriklike situasie gewees. Hy sê, het nie skielik gebeur. Die kruis was nie 'n tragedie wat buite beheer geraak het. Dit was die vervulling van God se plan. Daarom wil ek graag begin deur 'n profesie te lees vir u. 700 tot 750 jaar voor Christus het die profeet Jesaja geleef. En dan gebruik die Here Jesaja om vir hulle te vertel in een van sy profesieë, daar is 'n maagd wat geboorte gaan gee. En dis hoofstuk 7, en dan in hoofstuk 9 praat hy van 'n seun gaan gebore word. En die heerskappy is op sy skouers. Hy sal genoem word wonderbaar en raadsman, sterke God, ewige Vader. Maar dan kom hy met hierdie treffende beskrywing van hoekom kom hy na die aarde toe? Wat gaan met hierdie wonderkind gebeur? Hierdie kind wat so uniek gebore was uit 'n maagd. Hierdie een wat gesê word, die koninkryk van God is en die heerskappy is op sy skouers. Wat gaan gebeur? Hoe gaan hy lyk? En dan in Jesaja 53 vers 3 sê hy was verag en deur die mense verlaat. En ek het terug en die mense om geëer, geloof, palmtakke geswaai, geroep, Hosanna, Hosanna, as hy is die koning wat kom in die naam van die Here, dan sê die mense los hom uit. Ek dink nie daar is 'n groter hartseer as jy skielik vind, almal was daar, jou vriende en familie, almal was opgewonde oor jou, en dan skielik is jy net alleen. Jy's in 'n situasie en daar loop almal weg. Dit was 'n verskriklike gevoel van verlatenheid gewees. Hy sê hy was verag deur die mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag. Jo, as jy nou dink almal eer en jy voor hom, en dan skielik word hy so verneder. Hy word so geslaan. Hy kry 39 katsoue met 'n kats met stukkies yster en been wat sy liggaam opruk en oopskeer. En dan kyk jy en jy maak jou gesig toe, sê die skrif hierso. Hy sê, man, bekend met smarte, né? En krankheid, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Jy wil nie kyk nie, dit is verskriklik, die bloed, die verskriklike toneel voor jou. Dit was 'n geweldige ding. Hy sê, hy was verag en ons het hom nie geag. Dan word daar seker 'n klop ouens te sê, maar ons het gedink hy sal dit en dit wees.
Maar nou sy niks, kyk hoe lyk hy. Hy word nie meer geag nie, aan sy dogters, ten spyte van dit alles, het hy ons krankheid op ons geneem. Ons smarte, die het hy gedra. Kan die indruk van dat hierdie klomp mense wat Jesus alleen los en verwerp, dan neem hy hulle krankheid op hom, hy neem smarte, hy neem alles op hom. Hy sê, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hy is ter wille, as gevolg van, op ons aandrang of op ons sonde toestand, ter wille van ons in ons plek. Hy sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Wat 'n geweldige toneel moes dit gewees het. 'n Verskriklike situasie, en as ek daar in Johannes 19 gaan lees, die kruisiging toneel, die verskriklike, smartlike gebeure, waar uiteindelik hang hy daar die kruis, sy liggaam geskeur, die bloedloop, verskriklik verwond. En dan kyk hy af, en dan sien hy daar staan sy ma, en die jongste disipel. Dan dink hy nog aan ander, hy dink aan sy ma, hy sê, moeder, daar is die seun, daar is jou moeder. En ons sien van daai dag af, neem Johannes, Jesus se ma in sy huis, en dan, wanneer die oomblik te erg word vir God die Vader, en Jesus uitroep, dit is volbring, dan kom die sonde van die eeuwe, voor dit en na dit, ons sonde ook, op die kruis toneel, en die son kan dit nie deurdruk, dit word duisternis vir hier, verskriklike toneel, geweldige toneel, soveel so dat selfs die hoofman van die Romeine uitroep, waarlik hy was die seun van God. En dan praat Petrus later, na die opstanding en na die kruisiging, praat Petrus vir die gemeente en sy disipel, dan skryf hy vir ons in 1 Petrus 2, vers 22, praat hy oor hom, hy sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Hierdie woorde laat my dink aan daardie liededigter wat gesê het, he could have called 10,000 angels to destroy the world and set it free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Hy sê, vers 23, hy sê, wat toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra. Petrus kom en dan herhaal hy die verklaring van 750 jaar terug van die profeet Jesaja. Hy sê hy was dit met hom gebeur ter wille van ons. En as ons 2000 jaar later terugkyk, dan wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruis uitgedraai. Hoekom? Luister mooi, sodat, hier is die rede, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is, want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Ek wil net weer vers 24 lees, wat so belangrik.
wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. Dit is so belangrik dat ons sal sien dat omdat hy die prys betaal het, omdat hy bereid was om ons sonde te dra, het ons 'n verantwoordelikheid om te antwoord op sy daad. Jesaja sê terwille van ons oortredinge deurboor. Die kruis was dus nie net pyn en lyding nie. Die kruis was nie net smarte nie, maar dit was doelgerigte liefde. Ek gaan weer vir die openingswoorde lees. Goeie Vrydag het nie skielik gebeur nie. Die kruis was nie 'n tragedie wat buite beheer geraak het nie. Dit was onder beheer van God se plan. Dit was die vervulling van God se plan. Nou sê hy, die kruis was dis nie net pyn en lyding en smarte en woede, maar dit was 'n verklaring van God se liefde vir u en my. Dit was hy wat gesê het, ek gee genoeg om vir jou, dat jy vry van sonde kan wees. Daarom het ek die boodskap van vanmôre getitel, die pad na die kruis, die liefde wat red. Hierdie reddende genade van God. Hierdie pad was klaar oor gepraat, dit was nie, it wasn't an afterthought. It was planned. Sodat die gevalle mense, die gebroke mense gered kan word. Die verlossingswerk was voorspel. Jesaja 53 gee vir ons 'n duidelike prentjie wat sou kom. Hy sou verwerp word. Hy sou ly. Hy sou ons sondes dra. Dit wys vir ons God het lank voor die tyd besluit om 'n plan daar te stel sodat u en ek nie as sondaar sterwe en hel toe gaan nie, maar dat ons gered kan word. Daarom sê hy, nogtans het hy ons sonde gedra. Ten spyte van wie ons is, het hy in ons plek gesterwe, sodat ons vry daarvan kan lewe. Jou redding, my redding, is nie sommer net 'n toevallige iets nie. Dis nie iets wat laat gekom het in God se gedagtes nie. Dis ook nie iets wat verdien kon word nie. Dit was God se plan, dat een vir almal sou sterwe, sodat almal wat aan hom glo gered kan word, hulle saak in 'n lewe met die Here kan regmaak. Ek wil dit hierso so sê, die verlossingswerk aan die kruis was 'n plaasvervangende taak van God. Met ander woorde, God het iemand in ons plek gesterf. Ons was vervang, anders moes ons almal elkeen in sy sonde gesterf het en verlore gegaan het. Maar dit was 'n plaasvervanger. Jesus het in ons plek gesterf. Daarom sê hy in Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes gaan afsterf en van geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Hy het ons sonde op die kruis gedra, sodat as ons belydenis doen, as ons genadiglike vergifnis vra, dan tree daardie daad van Golgotha in werking vir ons, asof dit nou gebeur. Ek wil vir u die wonder van hierdie saligheidsplan van God gee. Jesus het gesterwe vir die sonde van die mensdom, dis waar. Maar dit is nie outomaties nie. Ek moet dit identifiseer, daarmee sê Here, ek is 'n verlore sondaar, ek kan myself nie red nie. Ek kan nie die prys betaal nie, want ek kan nie die dood oorwin nie. Want die loon van die sonde is die dood, sê die Skrif. Nou kom ek kan dit die prys betaal nie, Here.
dan sê Jesus, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om my die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, hy vat my sonde weg. Hy verplaas dit wat ek voorgestraf moet word na iemand anders toe. Dis asof die kruis nou vir jou gebeur, die oomblik as jy jou tot God bekeer. Jesus het nie net vir sonde gesterf nie, maar het in ons plek gesterf. Daarom sê die een lieddigter, when he was on the cross, I was on his mind. Hebreërs druk dit so uit, hy sê, hy die sonde verdra, terwille van die prys wat vir hom voorgehou was, die redding van ons siele. Daarom is ons hier vanmôre by mekaar, om te besef, dit was plaasvervangend, en dis vanmôre nog vir elke sondaar mens, 'n plaasvervangende daad. Die oomblik as jy belydenis doen, daardie oomblik, identifiseer God jou in die kruis. Is 'n wonder wat ons nie verstaan altyd nie. Maar as jy Romeine 6 tyd gaan lees, dan kan jy sien, hy sê in Romeine 6, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word. Nee, stellig nie, ons wat dan die sonde afgesterf het. En dan gaan hy in Romeine 6 aan oor die doop en die opstanding, en dan sê hy, ons identifiseer met die dood en die opstanding van Jesus se kruisiging. Met ander woorde, die oomblik as jy sê, U het in my plek gesterf, Here, sodat ek saam met U kan lewe, want net hy kon die graf, die hel en dood oorwin het. Hy het nie net in ons plek gesterf nie, maar hy het ons skuld op hom geneem. Ons skaamte en verleentheid oor dit wat ek verkeerd gedoen het, is nou weg. Natuurlik is daar goed waaroor jy nie, en ek beslis nie bly is wat met my gebeur het, in my jong dae en goeders wat jy gedoen het, wat jy geweet het was buite die wil van die Here nie. Maar daai diep verleentheid oor jou foute, dit het jy op die kruis gedra. Sodat as die vyand van jou siel jou wil kom verwyte en jou wil kom sê, maar jy het dit gedoen, jy is nie waardig die dood van Jesus, kyk waar jy verkeerd gedoen alles. Dan sê ek weet nie waarvan jy praat nie, maar die skrif sê, hy neem my sonde weg, en hy werk dit in die diepte van die siel. En hy dink nooit weer daaraan nie. Wow. As jy nou weer na die Here toe kom, en weer, is my snaakste baie mense wil aanhou dieselfde ding bely. Jy weet, hulle wil aanhou hulle self pynig. As jy nou weer daaroor praat, dan sal die Vader vir jou sê, waarvan praat jy? Waarvan praat jy? Nee, maar dit, ek kyk hier op jou almanak van jou lewe. Nee, daar is dit ek opkom. Ek sien nie dit nie. Dis weg. Dis skoon gemaak. Jy is gereinig. Jy is geheilig. Ek het in jou plek my seun se straf vir jou laat werk. Hy gee vir ons vrymoediglik. Hy neem van ons af weg skuld en skaamte en straf. Hy sê die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Hy neem van ons weg daardie goeders. En hy gee vir ons geregtigheid om met God reg te wees. Hy gee vir ons vryspraak. Hy gee vir ons sy lewe. Daarom as ons hom glo, het ons die ewige lewe. Ek wil dus sê dat die kruis is die grootste ruiltransaksie van jou lewe. Dit wat jou hel toe vat, dit wat jou vernietig, dit wat jy bid, dit waarvoor jy moet gestraf word, kan jy ruil vir sy genade, vir sy liefde, vir sy vryspraak, vir sy vergifnis, die oomblik as jy belydenis doen. Sê, Vader, vergewe my, ek het gesondig. En wat doen hy? God ruil dit. As ek het so sekulêr mag stel, hy ruil dit, hy vat wat jy gee, jou gebrokenheid, jou sonde, jou verloordheid,
jou hopeloosheid, jou skaamte, jou skande, jou ongeregtigheid, alles wat straf verdien, vat hy en hy ruil dit met sy liefde. Hy gee vir jou die ewige lewe. Hy gee vir jou genade. Hy gee vir jou oorwinning. Hoekom doen hy dit? Want hy sê vir ons in Romeine 6 vers 23. Romeine 6:23, hy sê die loon, die betaling van die sonde is die dood. As ons gaan kyk in die Bybel, dan praat hy van die hel as die tweede dood om verlore te gaan. Nie die hierdie dood nie, maar die dood vir ons siele. Dood om vir ewig in die teenwoordigheid van God verwyder te word. Om nooit weer 'n kans op genade te kry nie. Die loon van die sonde. Wat is sonde? Nie 'n lysie goed wat jy wil opnoem nie. Sonde is dit wat buite God se plan vir jou werk. Hy sê alles wat nie in die geloof gedoen word nie, is sonde, sê die skrif vir ons. Ons kan goeders noem, ons weet, steel, moord en al daai goeders sonde. Maar daar's ander goed ook, wat jy mee stoei, wat jy weet wat die Heilige Gees met jou deel wat verkeerd is. Nou sê die loon van die sonde is die dood om ewig sonder God te wees. Hy sê maar die genadegawe, God se geskenk. God se geskenk is die ewige lewe, genade, onverdiend guns, gawe is guns. Hy sê die genadegawe van God se geskenk is 'n geskenk, is God se guns wat jy nie verdien het nie. Hy sê is die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Die oomblik as jy identifiseer met die kruis, die oomblik as jy dit aanvaar dat dit vir jou is, die oomblik as jy belydenis doen, dan wat gebeur? God die Vader sien jou nie wie jy was nie. Hy kyk na jou deur die kruis. En wat sien hy? Hy sien bloedgewaste, skoon, rein mens wat voor hom staan. Daarom kon Jesus aan die kruis sê, dit is volbring. Nie dit is begin nie, nie dit is amper klaar nie. Die werk is voltooi, met ander woorde, dit beteken, daar kan niks bygevoeg word. Baie ons praat van boetedoening. Dis nie 'n sekulêre hof wat sekulêr straf. As ons hoor jou beleggers, ons hoor jy is jammer vir dit, maar jy gaan nog 3 jaar tronk toe nie. Nee, dis nie dit. Dis wat die wêreld oordeel. God oordeel nie so. Hy sê dis volbring. As God jou vergewe, dan is dit asof dit nooit daar was nie. Daar is niks wat jy hoef te verdien nie. Ek sien daar by een plek, ja, iewers, ek dink is in Frankryk, is daar so 'n plek, dan sê hulle daar bo, het 'n paar kindertjies se gesig gesien, en as mense daar kom, dan kan hulle genesing ontvang, en dan kruip die mense op hulle knieë, op die trap, op hulle doen boete, en die knieë bloei later, die hande bloei, want hoe meer hy bloei, en hoe meer hulle self slaan en geesel, hoe meer dink hulle gaan hulle God beïndruk. Dit beïndruk God nie. Hy sê, wat maak jy? Dis goed. Dis volbring. Dis voltooi. Ons gaan eet uit saam met mense, en die kelnerinnetjie bring vir ons die rekening. En ek het my kaart gesê, en ek tap so vinnig terwyl ek nou. Die ander persoon sê, nee, is my beurt hierdie keer. Ek sal betaal. Ek sê, maar nie waar, nie is klaar. Ek het sommer getap. Is betaal. Jy moet nie waar. Broer en suster. Jy kan nie sonder vergifnis koop nie. Jy kan nie die ewige lewe voor genoeg boete doen nie. Jy kan nie ver op jou knieë kruip nie. En sê, dit moet God beïndruk nie. Nee, dis volbring. Jy hoef niks te verdien nie. Alles is klaar gedoen vir jou. Jou redding is nie iets wat jy bereik nie. Ek wil dit weer sê. Jou redding is nie iets wat jy bereik deur wat jy doen nie. Dis iets wat jy ontvang.
Ek is kind van God, nie omdat ek het verdien het nie, maar omdat ek dit ontvang het. Almal wat hom aangeneem het, en hy het hy mag gegee om kinders van God te wees. Die mag kom van hom af, die toeslag kom van hom af, die reiling kom van hom af. Hy vat hierdie helverdiende verlore sondaar en hy maak hom kind van God. Jou redding is iets wat jy ontvang, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Al wat jy moet doen is jy moet glo en in sy raadsplan wandel. Verlossing, redding, bevryding is iets wat jy ontvang en nie verdien nie. Die verlossingswerk wat God dan doen, die reddingswerk van jou siel en my siel, is iets wat vra op 'n reaksie van ons kant af. Die kruis vra nie net bewondering nie, dit vra antwoord. Ons kan die kruis bewonder vandag. En sê dit was awesome. Dit was 'n fantastiese gebeure. Maar dit vra meer. Dit vra glo, dat jy geloof sal hê, dat jy dit aanvaar, dat dit vir jou was. Dit vra dat jy sal ontvang wat God vir jou gee, en jy wil nie meer probeer betaal nie, hy het klaar betaal. Dit vra dat jy sal anders leef, want jy leef nou nie meer vir jouself nie, maar jy leef vir hom wat alles vir jou gedoen het. Daar is 'n kontras tussen die wêreld se vraag van jou en die kruis. Die kruis is nie die einde van die storie nie. Dit is die deur tot 'n nuwe lewe. Ek sê dit weer, die kruis, jou ontmoeting met Jesus op die kruis, is nie die einde van jou geloofstorie nie. Dis die deur tot 'n nuwe lewe, waar jy saam met hom wandel in oorwinning. Daarom sê hy, ons het almal gedwaal soos skape, maar die Here het ons almal bymekaar gemaak. Hy het ons vergewe, en nou is ons nie meer los, hardlopende skape wat nie weet wat te doen nie. Ons is God se kudde, en hy is die volkome herder. Niemand is uitgesluit nie. Niemand is ter wille van hulle eie oortreding gesê, jy is te sleg, jy is te hopeloos, ek gaan nie vir jou red nie. Die vuilste, die ergste sondaar kan kom en God sal hom red. Niemand is te gebroken om gered te word nie. Die kruis was nie 'n ongeluk nie. Dit was 'n afspraak. En ek wil dit weer sê, die kruis was nie 'n ongeluk nie. Dit is 'n afspraak. Dit is nie net vir die wêreld nie, maar is vir u en vir my, dis persoonlik. Elke oomblik as ons dit persoonlik maak, dan werk dit weer vir ons. Ek wil weer vir u lees, hy sê, goeie Vrydag, daardie Vrydag, het nie skielik gebeur nie. Die kruis was nie 'n tragedie wat buite beheer geraak het nie. Dit was die vervulling van God se plan. Dit was God se afspraak. En dit is God se afspraak vir elke mens wat bereid is om dit te aanvaar as sy eie afspraak met God. Kom ons by God se hoofde. Liefdevolle Heer en Hemelvader, hoe kosbaar is die voorreg wat ons het om in die huis van die Here te kan wees en 'n oomblik stil te kan word en te onthou veral in hierdie tyd van die jaar. Kyk ons met waardering en liefde terug na Golgotha. En in ons geestes hoor ons dis volbring. En ons kyk na onsself vernietig deur die soeneplasse van sonde, verlore en gebonde. En as ons opkyk na die kruis en ons sê, Here, vergewe my, dan sê dis volbring. En die ruil ons gebroke, stikkende, helverdiende sondaar mens lewe, ruil U vir 'n skoon, 'n rein,
ewige lewe. Wat die hemel en die ewige tuistas erfdeel het, omdat ons geword het kinders van die Allerhoogste God, deur die genadewerk wat hy vir ons gegee het. Daarom weet ons die loon van ons sonde is ewige verlorenheid, maar u genadegawe, u onverdiende guns, u onverdiende geskenk, is die ewige lewe, en daarom is daar in ons harte verborgen diep dankbaarheid vir hierdie godsgeskenk in Jesus naam met ons doen. Amen.